Here, vanoggend vra ons, Here, dat U ons oë sal gee om te sien, ore om te hoor en 'n hart om te ontvang, presies wat U vir ons het vanoggend deur U woord. Kom spreek in ons harte in vandag en help ons om te lewe volgens wat U vir ons gee om te lewe. Here, waar ook al U woord uitgaan vanoggend, Here, vra ons dat dit op ontvanklike harte sal neerreën, Here. Here, en dat U die opbrengs sal bring in die harte van elke lewe wat dit hoor. Waar ook al U woord mag uitgaan in ons dorp vanoggend. Here, ons dankie. Ons dankie dat ons hier by mekaar kan wees. Dat ons 'n rede het om U te loof en prys vanoggend. En ons bid dit alles in Jesus naam. Amen en amen. Vanoggend definitief kry ons om te vier dat God sy beloftes hou. Die engel het vir Maria gesê, vir Maria en Maria Magdalena, soos wat hulle by die graf aankom en hulle skrik hulle self yskoud, want die klip is weggerol en die graf is leeg. En daar sit 'n engel in vreeslike lig, ewe skielik daar voor hulle. En hy sê vir hulle, julle hoef nie bang te wees nie. Ek weet julle soek na Jesus wat gekruisig is. Maar hy is nie hier nie, want hy is opgewek uit die dood. En in daai oomblik, hy is nie hier nie, hy is opgewek uit die dood, kan ons hoop hê in wie God is. Kan ons hoop hê dat hy elke belofte moontlik nakom. Want alles wat beloof is deur Jesus en alles wat Jesus alreeds vir sy disippels gewys het op daardie stadium, kom in een oomblik by mekaar. Hy is nie hier nie. Hy het opgestaan. En so, vanoggend wil ek baie graag kyk na die krag wat ons kry, die mag wat ons kry om in te lewe as gevolg van die opstanding van Christus. The power of the resurrection. Nou, daar was 'n staaltjie wat vertel word van 'n jong seun wat wil uitvind wie is die magtigste, wie is die kragtigste. Nou, julle weet hoe klein seentjies is en hulle wil weet wie is die sterkste van almal. My pa is sterker as jou pa, die hele gedoente. En dan verloor pa elke nou en dan verloor hy respek en spoed vir sy pa. Nee, dis nie so hoe hierdie storie werk nie, okay? Hierdie seentjie wil graag uitvind, wie is die magtigste en kragtigste in die heelal. En so sit hy en dink by homself, en die volgende oomblik spring hy op uit sy stoeltjie uit en hy gaan, yster. Yster is die sterkste in die heelal. En so gaan die seentjie na yster toe en hy vra vir yster, yster, is jy die magtigste, is jy die sterkste in die heelal? En yster kyk na hom en hy sê, nee ou seun, nee, as jy my in die vuur sit, dan smelt ek weg. En jy kan maak met my wat jy wil, as jy my warm genoeg gemaak het. En so besluit die seentjie wel, dis gelukkig nie ver nie, ek kan na vuur toe gaan. En hy hardloop na vuur toe en hy sê vir vuur, sekerlik is jy die magtigste in die hele wêreld. Vuur sê vir die seentjie, ek is baie sterk en ek brand amper enigiets op, maar as jy water oor my gooi, dan is ek niks werd nie. So die seentjie kom agter dat hierdie dalk 'n bietjie van 'n soektog gaan wees. Maar hy maak sy pad af na die water toe en hy kom by die water en hy sê, water, sekerlik is jy die magtigste in die hele wêreld. Jy sit selfs die vuur uit. En die water sê vir die jong man, weet jy, deur my riviere vorm ek die aarde en ek skuif goede van een plek na 'n ander. Maar weet jy wat? As jy my lank genoeg in die son los, dan brand ek op en ek verdamp en ek verdwyn. En die seentjie is like, nog een keer. So, die seentjie gaan na die son toe. En kom by die son en hy sê, son, sekerlik is jy die magtigste, die kragtigste in die hele wêreld. Die son sê vir hom, sê nou, dis waar dat ek baie goeders kan opdroog en baie goeders kan verskroei. Maar weet jy wat, sien jy daai wolkie daar, as hy voor my inwaai, dan is my krag gehalveer. Dan het dit glad nie meer die effek wat dit sou gehad het nie. En soos julle dink, hoe lank kan hierdie storie nog wees? Dink die seentjie ook, gats, hoeveel lank moet ek nog soek? En die seentjie gaan toe nou maar en hy wag vir die wolkie om verby te waai en hy sê, wolkie,
Wolkie, sekerlik is jy die magtigste, jy lyk nie so nie, maar sekerlik is jy die magtigste van almal, want jy kan selfs die son se strale stop. En die effek van die son kan jy verander. En die wolk sê vir hom, nee sien nou, nee ek is definitief nie die sterkste nie. Jy sien, as die wind my waai, dan sê ek nou hier en net nou daar. Die seentjie dink, okay, hierdie reis moet nou amper op 'n einde wees. Maar hy moet gaan slaap en die volgende oggend staan hy op en soos hy weer op sy stoeltjie sit, voel hy 'n briesie verbykom en hy dink, nou is my kans en hy sê, wind asseblief tog, sê vir my, jy is die magtigste van almal. Jy is die sterkste van alles in die heelal. En die wind sê vir hom, sien nou, ek maak storms woed. Ek verskuif goeders van een kant van die aarde na die ander. Ek bring vreeslike verwoesting deur reën en storms. Maar, weet jy wat? Ek is nog nie die magtigste nie. Nee, daai berg wat jy daar sien. Maak nie saak wat ek doen nie, ek kan vir hom nie skuif nie. Vir duisende jare al stoot ek teen hom en hy gaan nêrens heen nie. En so dink die seentjie, wel, nou is dit na die berg toe. En hy gaan op na die berg toe en hy vra vir die berg, sekerlik is jy die magtigste, niks kan jou skuif nie. Die berg sê vir die seentjie, nee. Nee, ek is wys genoeg om te weet dat ek nie die kragtigste is nie. Jy sien, ek kan teen baie dinge staan. En ek staan al vir baie lank, maar as die mens na my toe kom, en hy soek goud in my, dan kom hy met sy gereedskap. En hy kom met sy tegnologie en hy vee my plat in 'n oomblik. So nee, ek is nie die magtigste nie. So die seentjie besluit om na sy pa toe te gaan en hy gaan na sy pa toe en sê, pa, is die mens die magtigste van alles in die hele wêreld? Is dit moontlik? Sy pa sê vir hom, sien nou, ons is regtig in staat tot vreeslik baie. En gereedskap en tegnologie vat ons verder en verder vorentoe in die lewe, maar daar's een ding wat vir almal van ons kom. Hy sê, ons almal het 'n afspraak by die dood. En nie een van ons kan dit uitstel of afstel nie. Die dood kom vir ons almal. So wonder die seentjie, hoe gaan hy met die dood in gesprek tree, maar hy kry tog die geleentheid en hy praat eendag met die dood en hy sê, dood, ek het op hierdie reis gegaan en ek het nou al by alles en almal gehoor, wie is die magtigste, wie is die kragtigste? Sekerlik moet dit jy wees. En die dood glimlag vir die jong man. Hy sê, weet jy wat? Ek respekteer niemand nie. Ek het al konings en ek het al arme mense na die graf toe gesleep. Ek het al oud en ek het al jonk na die graf toe gesleep. Ek het wys en dwaas al na die graf toe gesleep. Ek is baie magtig, maar daar was een. Ek het hom na my graf toe gevat. En ek het vir 3 dae gekyk hoe hy daar is. En ek was so bly. En ek het gedink ek het die oorwinning gehad, maar na 3 dae het hy opgestaan. En hy het my mag gevat en hy het my sleutels gevat en hy het my maak buig voor hom. En ek is onderdanig aan hom. En die seentjie sê, wat is sy naam? Want hy is die magtigste van almal. En die dood sê vir hom, sy naam is Jesus Christus. Want hy is die magtigste van almal. Waarom? Want hy het die dood verslaan. En dit is oor en oor en oor in jou Ou Testament word dit vir ons gesê, Jesus gaan die dood verslaan. En Psalm 16 is een van daardie plekke, van vers 8 tot 11. In Engels sê dit, I keep my eyes always on the Lord. With him at my right hand, I will not be shaken. Therefore, my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will rest secure. Because you will not abandon me to the realm of the dead, nor will you let your faithful one see decay. You make known to me the path of life. You fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Jesus het nie in die verderf vasgesit nie. Jesus het nie verrot nie, hy het nie ontbind nie. Nee, hy het opgestaan. En ons het hoop,
as gevolg van die feit dat hy opgestaan het. Ons is nie magtig nie. Nee, maar ons ken die een wat magtig is. En so het ons vreugde in sy teenwoordigheid en blydskap tot in ewigheid. Maar tog, soos hierdie seentjie probeer uitvind het, wat is die magtigste, wat is die magtigste, wat is die magtigste? Wat moet ek my krag en my energie en selfs my aanbidding agtergooi? Doen ons dit self? En ons kies goedkoop alternatiewe om ons moeite, om ons energie, om ons aanbidding agter te gooi. Ons kies goeders soos geld, ons kies goeders soos status, ons kies goeders soos beheer. En ons sit al ons energie daarin en ons hoop dat dit ons gaan onderhou. Maar dit doen nie. Nee, keer op keer laat geld, status en beheer ons in die steek. So waarop kan ons staat maak? Hierdie oggend sê vir ons waarop ons kan staat maak. Want hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Is die belangrikste woorde wat ons moontlik kan hoor rondom 'n graf. Op hierdie oggend wil ek julle vra, kom ons gee op al ons goedkoop alternatiewe. Let's give up on our cheap alternatives and let's turn to living hope. Hope in Christ, the only one to defeat death. Want sy opstanding, Jesus se opstanding, is nie net 'n historiese feit nie. En dis definitief nie net iemand se goeie idee in 'n ou stowwerige boek. Nee, oor en oor is dit die waarheid. Want hierdie boek word selfs in universiteite gebruik as die geskiedenis. En die geskiedenis wys terug na hierdie boek. En die hoop wat in hom opgevang is. So vanoggend is die realiteit. Jesus het die sleutels van die dood en die graf. Hy het die gesag. Met dit in gedagte, wat hou jou wakker in die aand? Wat is daai ding wat jou 3 uur in die oggend wakker skud? Wat is daai ding wat jou stop om aan die slaap te raak? Want ek wil sê, dis iets wat nie onder die gesag van Christus is nie. Dis iets waaraan ek en vir jy vashou eerder as God en sy seun. En die feit dat die graf leeg is en dat hy die gesag het. Ons lewe asof die sleutels vir my vrede, die sleutels vir my hoop in my baas se hande lê. Ons lewe asof die sleutels vir my hoop en die sleutels vir my vrede in 'n bankbestuurder se hand lê. Eina of amen. Ons leef asof daardie sleutels in my eie hand is. En asof ek self van al die chaos in my lewe moet sin maak. Ek weet almal van ons het al in een van daai vertrou. En daar is niks verkeerd daarmee nie, maar dis nie die beste vir jou nie. Want dit steel van jou. Dit steel God se heel beste van jou. Dit steel Jesus Christus van jou. En sy gesag, en sy vrede, en sy goedheid, en sy guns in jou lewe. So vanoggend wil ek graag kyk na 'n paar areas, 4 vinnige areas, waar ons dalk die sleutels en die gesag weggegee het in ons lewe. En miskien lê jy in die nag wakker en wonder oor een van hierdie 4 areas. Ek wil elkeen van hulle begin met 'n vraag. Die eerste vraag hier vanoggend is: wie is in beheer? Who's in control? Ons almal hou van beheer. Veral as dinge begin uit beheer uitvoel. Dan probeer ons so 'n bietjie harder, dan werk ons so 'n bietjie harder en ons hoop so 'n bietjie meer dat ons wat ook al hier in die gang is, as jy net daai leiersels kan in die hande kry, net hierdie perd kan laat stadiger hardloop, net vir 5 sekondes sodat jou siel ook kan opvang met die res van jou. Ek weet nie of jy al ooit in daai situasie was nie. Ek was al baie daar. Ek was 4 jaar oud en my perfekte huisie waar ek 'n ma en 'n pa en 'n gelukkige familie gehad het, is in 'n oomblik omvergewerp, waar my ouers geskei het. En alles wat ek geken het was 'n normale,
lewe, 'n ma, 'n pa, 'n seentjie, 'n stoep, 'n plaas, sonsondergange. Maar ewe skielik vind ek myself waar dit net ek en my ma is. In 'n middag het dit verander. My perfekte lewe, met alles soos wat ek ken en verstaan. En ewe skielik my ma wat huil soos wat sy in die slaap raak in die aand. En as 'n 4-jarige seentjie doen ek alles in my vermoë om in beheer te wees, of om ten minste te weet wat volgende gaan gebeur. So ek moet die slimste, die wysste, die skerpste, die mees oplettendste wees in elke oomblik van my lewe as 'n 4-jarige, sodat niks my onkant kan vang nie. En ek lewe in hierdie vrees van wat dalk mag gebeur. Dis nie veilig nie. Dis nie gesond nie. Die kwessie is, as volwassenes lewe ons in dieselfde plek. Waar ek al die inligting bymekaar moet kry en ek moet altyd die slimste wees en ek moet altyd die wakkerste wees en ek moet altyd die mees oplettendste wees en ek moet altyd doodseker wees dat almal weet wat gaan volgende gebeur want ek is in beheer. Wag 'n bietjie. Is dit nie Jesus se werk nie? Is beheer nie God se plek nie? Want die lewe sê vir ons oor en oor en oor dat ons nie in die beheer is nie. Die Here die lewe gooi ons met ongelukke. Die lewe gooi ons met krisisse. Die lewe gooi ons met die dood. En dis alles net bewyse dat ons nie so in beheer is as wat ons dink ons is nie. Maak nie saak hoe hard jy probeer nie. Maak nie saak hoe hard jy terugtrek in daai leiersels nie. Nee. Ek en jy is nie in beheer nie. Ons is in beheer van ons besluite. Ons is in beheer van ons houding. We're in charge of our attitudes. We're in charge of our choices, but that's where the authority ends. Sien, kom ons gaan terug na Jesus toe. En ons vra onsself, wie was in beheer in Jesus se lewe? In Jesus se leeftyd het hy meer as 300 Ou Testamentiese profesieë vervul. So 300 keer, eintlik meer as 300 keer. Party mense ry met hierso by 450 keer. Maar meer as 300 keer, kom ons begin daar, veilige estimate. Is daar gesê in die Ou Testament, hierdie is wie Jesus is. Hierdie is waar hy gaan gebore word. Hierdie is wat rondom sy geboorte gaan gebeur. Hierdie is hoe hy gaan groot word. Hierdie is waar hy gaan groot word. Hierdie is waarheen hy gaan. Hierdie is die tempel waarin hy gaan bly. Hierdie is die area waarin hy mense gaan bedien. Dan vanaf vorentoe, hierdie is die dood wat hy gaan sterf. Hierdie is wat gaan gebeur as hy gesterf het. Hy gaan opstaan en hy gaan 'n plek vir jou en my voorberei, sodat ons 'n hoop en 'n toekoms in God kan hê. Meer as 300 van daai. Nou, wat het dit met beheer uit te waai? Ek is nogal lief vir wiskunde, veral statistieke wiskunde. Nou, ek weet, ek het julle nou net die hele crowd almal verloor, almal is like, wiskunde. Okay? Vir die aktuaris in die kamer, okay, is die volgende 3 minute. Dit is 'n wiskundige onmoontlikheid vir dit om te gebeur. Die kanse dat Jesus 300 profesieë per ongeluk raakgeloop het, is absoluut onmoontlik. In feite, die feit dat hy 10 raakgeloop het, begin al dodgy raak. Die feit dat hy 50 raakgeloop het, word nie meer getel in ons statistieke nie. Kom ek wys julle hoekom dit so is. My eerste voorbeeld is 'n slegte voorbeeld vir kerk, maar ek dink julle sal saam met my stap. My eerste voorbeeld is die lotto. Wie dink hulle het 'n goeie kans om die Powerball te slaan hierdie week? Moenie jou hand opsteek nie. Alright. Maar vir die mense wat wel die lotto speel, okay? Wat is die kans dat jy die lotto gaan wen? Wel, dis so 21 miljoen. Om 300, so met ander woorde, daai nommertjies kan in 20 miljoen, jammer ek het verkeerde nommer gesê, kan in 20 miljoen verskillende kombinasies gesit word. So alles vir die beste vir jou as jy dink jy gaan een van daai kombinasies regkry. Maar vir Jesus om 300 Ou Testamentiese profesieë te vervul, is 1 in 10 tot die mag 895.
En ek sal nou vir julle wys hoeveel nulle is 895. Die punt is, nie die nommers nie. Die punt is, dis onmoontlik. As 'n ewige, wyse God nie ingegryp het en elke dag van Jesus se lewe in beheer was van wat moet volgende gebeur nie. Jou lewe is 'n statistical impossibility. As daar nie 'n lewende God is wat elke dag ingryp en jou aan die gang hou nie. Die volgende een. Kom ons sê, ons wil 20 miljoen in sekondes sit. Net, want ons is nie altyd seker hoe groot nommer 20 miljoen is nie. So, as ons die wiskunde afbreek. 20 miljoen sekondes, as ons dit deur 60 deel, dan kry ons 333.333 ure. As ons daai nommer deur 60 deel om ure te kry, jammer, dan kry ons 5.555 ure. As jy 5.555 ure vat, dan kry jy deel dit deur 24, dan kry jy 231 dae. Met ander woorde, as ek hierso voor julle staan en ek tel 1, 2, 3, 4, 1 nommer per sekonde, totdat ek, sonder ophou, sonder asemhaal, sonder eet, sonder slaap, totdat ek by 20 miljoen gekom het, dan gaan dit my 231 dae vat. Enige idee hoe groot 20 miljoen is? Moenie die lotto speel nie, dis wat ek probeer sê. Okay. So 231 dae, so ongeveer 8 maande, okay? Om te tel van 1 tot by 20 miljoen. Kom ons kyk gou na 1 tot die krag van 10, die volgende slide. Okay? So hierdie is nog nie eers 1% van die kans dat Jesus alles vervul het, wat hy vervul het nie. Selfde wiskunde, ons gaan na 1 biljoen, dit is 1 met 10 nulle, ons deel hom deur die ure, deur die minute, deur die dae, en ons kom by 316 jaar. Met ander woorde, as ek hier staan en ek tel 1, 2, 3, 4, 5, 1 sekond, 1 nommer, vir die res van my lewe, vir die res van my kind se lewe, vir die res van nog 2 generasies se lewens. Dan gaan ons by 1 biljoen uitkom. Daar is nie genoeg, amper nie genoeg nulle op my skerm gewees nie. Kom ek wys julle gou hoe lyk 895 nulle. Dis die volgende slide. Daar's hulle. Ek het hulle getel, ek beloof hulle is almal daar. Jou kans is 1 in al daai vir Jesus om van die profeseë wat oor hom gesê is, oor hom geskryf is, te vervul. Wat probeer ek vir julle sê? God is in beheer. Wanneer dit soos chaos lyk om jou, wanneer jy nie weet wat volgende is nie, wanneer jy nie verstaan wat vandag aangaan nie, onthou daai nulle. God is in beheer. Hoe weet ons dit? Wel, kom ons spring so deur 'n paar van die profeseë. Profeseë oor sy dood. Alright. Jesus gaan verraai word deur 'n vriend vir 30 silwer muntstukke. Dis Sagaria 11. Hy word verlate deur sy volgelinge, Sagaria 13. Hy is stil voor sy beskuldigers, Jesaja 53. Hy word bespot en beledig deur verbygangers, dis Psalm 22. Hy word asyn gegee om te drink, dis Psalm 69. Hy word getel saam met die oortreders. Dit is Jesaja 53. Soos julle sover kan hoor, kanse dat enige van hierdie goeders per ongeluk gebeur het, is in elk geval onmoontlik. Maar kom ons gaan aan. Profeseë oor sy fisiese lyding. Sy hande en voete gaan deurboor word, Psalm 22. Nie 'n been gaan gebreek word in sy liggaam nie, Psalm 34 en Exodus 12. Net vinnig, in 'n kruisiging, die kruis het jou nie doodgemaak nie. Waarvan jy dood gegaan het, is die feit dat jy verdrink het. Verdrink in die vloeistof wat in jou longe opbou. Want elke keer wat jy moet asemhaal, moet jy jouself optrek, sodat jy jou bors groot genoeg kan oopgaan, sodat jou longe kan oopgaan, sodat jy kan asem kry. So hoe langer jy hang, hoe dieper word jou longe vol water. Jou eie water. Is nie 'n mooi dood nie. Jy sien, die Romeine het geweet hoe om iemand dood te maak. En so, as hulle dink die kruisiging het so bietjie spoed verloor, die mense let nou nie meer so lekker op nie. En is amper lunchtyd, kom ons gaan huis toe.
Dan het hulle gesê, kom ons breek hulle bene. Want dit beteken, as jou bene gebreek is, kan jy jouself nie meer opstoot om asem te haal nie. En binne minute sou jy dood gegaan het. Dit is 'n interessante feit dat, soos wat die Romeinse soldaat na Jesus toe gekom het om sy bene te breek, het hy gestop en gesê, wag 'n bietjie, hierdie ou is nie meer lewendig nie. En hy het nie gedoen wat hulle gewoonlik doen nie. Nee, hulle het 'n spies in sy sy gesteek. En die man het gesê, sekerlik is hierdie wie hy sê hy is. Hy is die seun van God. Profeseë oor die uitkoms. Jesus het gesê, my God, waarom het U my verlaat? En soveel mense kyk na daardie sin en hulle sê, maar God het vir Jesus verlaat op die kruis. Hoe is God okay met al dit? Hoe is God in beheer van dit alles? Jesus is besig om Psalm 22 aan te haal. Psalm 22 wat begin, my God, waarom het U my verlaat? En eindig met, die Here se koninkryk is op pad. Wees gereed. Daai koninkryk gaan vir ewig staan. En Jesus sê, ek staan aan die begin van daardie koninkryk vandag. Het is moeilik om al die woorde uit te kry, as jy op 'n kruis hang. Het is moeilik om al die woorde uit te kry, terwyl jy nie kan asemhaal nie. Wat probeer ek vir julle sê? God reageer nie op die gebeure nie. As iets gebeur in die wêreld, is God nie onkant gevang nie. Hy het nog nooit van die troon afgeval nie, en ek weet, dit is terrible om te sê, maar dit is die waarheid, want baie van ons lewe, asof die volgende ding wat met my gebeur het, moes God so geskok het. Maar dit doen nie. God reageer nie op gebeure nie. Nee, hy bestuur die verlossingsverhaal. God reageer nie op gebeure nie. Hy bestuur die verlossingsverhaal. So wat is ons te doen? Rangskik jouself onder sy gesag. Kom onder die Here se gesag in. Hy weet wat hy doen, hy weet hoe hy dit doen, hy weet wanneer hy dit gaan doen. Dit is die beste manier om jou lewe te lewe. Die tweede vraag vanoggend is, wie bedek ons kwesbaarheid? Who covers our vulnerability? Eenvoudig gestel, who's got your back, Jack? Weet jy in jou swakste oomblikke? En Jesus stap in die diepste menslike kwesbaarheid in. Jesus stap in die moeilikste menslike situasies in, deur sy kruisiging. Hy word verwerp. Hy word deur absolute skaamte gesit. Hy lewe so deur die vrees dat hy begin bloed sweet terwyl hy bid. Maar tog wys hy ons dat hy die sleutels en die autoriteit vashou. Jesus is bespot en hy's verneder. Hoeveel van ons is al bespot en verneder? Die vraag is, wie hou jou vas? Wie bedek jou kwesbaarheid? God bedek my kwesbaarheid. In Getsemane, soos ek gesê het, is Jesus onderwerp aan die grootste, diepste angs wat ons ooit kan dink. Kan jy dink, jy weet presies wat se dood jy nou gaan sterf? En in dit alles het jy al die autoriteit om te sê, ek wil dit nie doen nie, lekker dag, check julle Woensdag. Maar nie vir 'n oomblik het Jesus dit gedoen nie. Nee. En na die oomblik waar Jesus begin bloed sweet, sê hy, nie my wil nie, maar U wil geskied. Maak homself onderdanig aan sy Vader. Sy disippels, die ouens wat veronderstel was om sy rug te hê, die ouens wat veronderstel was om hom op te pas en om na hom te kyk, hulle raak in die slaap. En toe die tekkie werklik die teerslaan, toe hardloop hulle weg. Nadat Jesus gearresteer is daar nie een van hulle oor nie. En die een wat Jesus op 'n stadium gesê het, hey, jy maak nogal sin, jy kry hierdie ding nogal reg, jy verstaan waarom ek hier is. Hy besluit om Jesus 3 keer te verloon. Tot die punt waar hy vloek en sê, los my uit, ek ken nie daai ou nie. As jy dink, jy sal in die rug gesteek, Jesus was eerste daar. As jy dink, jy sal teleurgestel in jou lewe, Jesus was eerste daar. As mense jou al seer gemaak het in jou lewe, Jesus was eerste daar. Hebrews 4:15 says,
For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weakness. But we have one who has been tempted in every way, just as we are, and yet he did not sin. Jesus identifiseer met ons swakheid. Hy bedek ons skaamte, hy bedek ons vrees. Hy bedek ons verwerping. Rejection, shame and fear has no power over us when we arrange ourselves under our God. Die derde vraagie vanoggend. Wie gee ons identiteit? Who gives us identity? Daar's 'n wonderlike oomblik wat op hierdie oggend wat ons vier vanoggend gebeur het. En dis waar Maria by die graf aankom. Nou Maria Magdalena het by Jesus aangekom en sy is, daar's duiwels uit haar uitgedryf en sy is genees. En van daai dag af volg sy Jesus met alles in haar. As jy lees dat dit Jesus se disippels was, is dit Jesus se disippels en Maria. Sy was daar gewees die hele tyd. Vrouens word nie baie genoem in die skrywe van daardie tyd nie, maar tog, elke keer lees ons van Maria Magdalena. Sy was op die voorste ry gewees. Sy het aan Jesus se lippe gehang. Hy was haar alles. En 2 dae terug is haar hoop, is haar toekoms, is haar alles gemartel en op 'n kruis vasgeslaan en vir die wêreld gewys hoe hy dood gegaan het. Sy was daar toe hulle sy lyf afgehaal het. Sy was daar toe hulle hom in 'n ryk man se graf gaan begrawe het. Sy was daar toe hulle hom met die speserye voorberei het en hom toegedraai het. En in dit alles kan jy die hoeveelheid trane tel. Kan jy dink hoe seer dit moes gewees het? Kan jy dink hoe ongemaklik moes dit gewees het? My Jesus, my hoop, my toekoms, my alles, daar in 'n graf. Maar dit was Vrydag. En Sondag is op pad. In Johannes 20, vanaf vers 11 tot 18, lees ons die volgende. Maria het buite die graf gestaan en huil. En terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk en in die graf ingekyk. Sy sien toe 2 engele met wit klere sit op dieselfde plek waar die liggaam van Jesus gelê het. Een van die kopkant en een aan die kopkant en een aan die voetekant. Hulle vra haar, vrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, het julle my Here weggeneem? En ek weet nie, hulle het my Here weggeneem. En ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. So op hierdie stadium sien sy die graf is leeg. Al wat kon gebeur het is, sy liggaam is gesteel. Nog skaamte, nog ongemak. Maar nadat sy dit gesê het sy omgedraai en Jesus daar sien staan. Maar sy het nie besef dat dit Jesus was nie. Sy kon nie eers glo dat dit Jesus is nie. En Jesus sê vir haar, vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Sy het gemeen dat dit die tuinwerker is en het vir hom gesê, meneer, as u hom weggedraai het, sê asseblief vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom gaan haal. En Jesus sê vir haar, Maria. En in 'n oomblik noem Jesus haar naam en sy erken sy stem. Jesus sê jou naam. Jesus sê my naam. Erken ons sy stem. Want hy is die een wat ons identiteit gee. Hy is die een wat ons 'n naam gee. Hy is die een wat ons hoop gee. Hy is die een waarna ons toekoms kan vasmaak. Sit jou naam daarin, Maria. En sy draai om en sy vra vir hom in Arameens, Rabboni. Dit beteken leermeester. Jesus sê vir haar toe, moenie my aanraak nie, want ek het nog nie na my Vader opgegaan nie. Maar gaan na my broers en vertel vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is,
na my God toe, wat ook julle God is. Maria Magdalena het die boodskap aan Jesus se disippels gaan oordra. Ek het die Here gesien. Sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. In 'n oomblik, Vrydag het alles dood gegaan. Sondagoggend het hoop opgestaan. Het 'n toekoms opgestaan. Het ons Here opgestaan. Luister uit. Hy roep jou naam. Jy sien Jesus kom en hy verwyder al daai false labels wat ons op onsself sit en wat die wêreld op ons sit. En hy noem jou by naam. Hy noem jou nie by wat die wêreld jou noem nie. Hy noem jou nie eers by wat jy jou noem nie. Ek het al allerlei name vir myself gehad. Stupid. Hoe kon jy dit doen? Alweer. Sondaar. Verraaier. Leenaar. Wat is die woorde wat jy vir jouself gebruik? Wat is die woorde wat ander oor jou spreek? Jesus kom vanoggend en hy noem ons by naam. En hy sê, ek wil jou hê. Ek gee jou hoop in 'n toekoms. En dan van daar af, gaan en vertel almal van die hoop in die toekoms wat jy in my gevind het. As gevolg van 'n oggend soos hierdie. Die laaste vraag vanoggend en dan gaan ons net saam nagmaal doen. Is wie is ons voorsiener? Wie vertrou ons in moeilike tye? Wie voorsien aan ons alles wat ons nodig het? God se voorsiening in hierdie heilige week is nie net fisies nie, maar is geestelik en dis ook emosioneel. Jy sien, Jesus voorsien vergifnis, Jesus voorsien versoening, Jesus voorsien toegang tot hom. En hoe doen hy dit? Hy het begin, hierdie hele, ek het nie 'n goeie Afrikaanse woord hiervoor nie, maar hierdie hele ordeal van sy kruisiging het begin na nagmaal. En waarom hamer ons so op nagmaal? Wel, nagmaal is 'n interessante ding. Nagmaal is 'n feesmaal gewees. Dis 'n tyd waar almal saamgekom het en waar daar onthou is die beloftes wat God gemaak het. How beneficial it is to follow God. En waar ons dink aan wat in die toekoms gaan gebeur en hoe ons sondes weggewas is. Maar dit wys eintlik na iets anders toe. As jy ooit Hooglied gaan lees, en as jy nie 16 is, nie moet nog nie. If you ever read Song of Songs, you'll find that there's a table prepared where a young man comes and he's invited the family of the girl he's about to marry. And he sits them all down and he explains the benefits of being married into his family. And in the middle of this table, in die middel van daai tafel, is daar 'n beker. En sy grootste hoop is dat teen die einde van die aand, daardie meisie waarop hy verlief is, daai beker sal vat en sal drink en sal sê, ek aanvaar jou offer, om deel te wees van jou familie, om deel te wees van alles wat jy doen. Luister gou na hoe die nagmaal gegaan het op daai aand. Matteus 26 vers 26 tot 28. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. Ons lees soveel keer net oor daardie sinnetjie. Neem eet, dit is my liggaam. Neem eet, hierdie is alles wat ek vir jou het. Neem eet, hierdie is die voordeel van deel wees van my familie. Neem eet, want hierdie is alles wat ek is. This is a wedding proposal. Jesus in moderne tye sou op een knie gewees het met 'n ring in sy hand. En hy is besig om aan almal van ons te sê, julle is uitgenooi. Kom trek voordeel, kom wees deel van my, van wie ek is.
kom neem daai beker, want dis die volgende ding wat hy sê, toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament. Ek het 'n nuwe verbond wat ek met julle wil sluit. Die huwelik is 'n verbond wat ek met my vrou sluit. Die huwelik is 'n verbond wat Christus met ons wil sluit. Die kerk is sy bruid. Ons kry om deel te wees. Ons kry om al die voordele te hê van Jesus se bruid wees. Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sonde. En as daardie bruid daardie beker vat en drink, dan begin iets amazing. Daardie jong man moet terug gaan huis toe, en hy moet gaan aanbou in sy pa se huis. Hy moet 'n plek voorberei vir sy bruid. Klink soos presies wat Jesus vir ons doen. En eendag as hy gereed is, as daardie plek wat hy voorberei het vir sy bruid gereed is, dan kry hy al sy vriende bymekaar. En hulle begin voor in die stad. En hulle sing en hulle dans al die pad tot by daardie bruid se huis. En hy kom en hy vat haar hand en hy lei haar na 'n feesmaal. En is presies wat Jesus ons verduidelik. Gaan lees jou Openbaring. Dis waarin ons uitgenooi word om Jesus sin te wees vir ewig. Om sy bruid te wees, die appel van sy oog, die een na wie hy omsien, die een wat alles vir hom is, die een vir wie hy bereid was om sy lewe te gee, maar gelukkig was hy nie stuck in 'n grave nie. Nee. Hy het opgestaan en hy is lewend. En hy roep jou en hy roep my in verhouding in. So, God voorsien wat ons nie self kan voorsien nie. 'n Pad terug na hom toe, 'n pad in verhouding in met hom. So what was perceived as loss was actually revelation. Elke keer wat ons vanoggend iets gesien het wat verlore gegaan het, was eintlik Jesus wat homself aan ons kom bewys het. In die chaos het ons gesien dat God in beheer is. In die swakheid het ons gesien dat God ons bedek. In the victory, we saw that God restores identity. And in the sacrifice, we saw that He provides. Ek het agtergekom dat die laaste twee omgeruil is. Ek is so jammer. Maar die punt van die saak is, as gevolg van hierdie dag in geskiedenis, staan ons 'n kans, het ons 'n hoop, het ons 'n toekoms, het ons 'n bruidegom wat ons uitnooi na 'n feesmaal, saam met hom. Ons het 'n Vader wat in beheer is van al die details. En hy roep ons in. Hy sê, kom en staan in verhouding met my. Ons gaan sagte musiek in die agtergrond speel en hierdie is waar ons vir almal aanlyn gaan tot sien sê, ons gaan saam nagmaal gebruik vanoggend. En ons gaan onthou dat die brood is Jesus se liggaam. Dit is alles wat hy is. Dit is al die voordele van wie hy is en wat hy doen. En hy gee dit vir jou en vir my om 'n hoop en 'n toekoms te mag hê. Volgende gaan ons onthou dat ons kry om daai beker te neem, sodat ons in verhouding kan instap met hom. Want die enigste manier in verhouding in met die Vader is nadat ons skoon gewas is van ons sondes. En dis wat Jesus se bloed vir jou en vir my doen. Ek wil graag vra as julle sal opstaan en help julleself, daar's 'n tafel daar voor